John MacArthur skryf en hy sê dat the church is not an option for a true believer. It's the very family of God to which every true believer longs to be part of. Dis seker een van die diepgrondste beginsels in die Nuwe Testamentiese kerk, en dis waarmee ons besig is die afgelope klompie weke, is om die verhouding van God met sy kinders te beklemtoon. Dat wanneer jy deel is van hierdie groep mense, jy jouself verbind om in 'n baie nou verhouding met God te lewe. En ons lewe hierdie verhouding deur deel te wees van 'n liggaam. En hierdie liggaam kan nie op sy eie funksioneer nie. Of die lede van die liggaam dit kan nie op sy eie funksioneer nie. En daarom hierdie uitspraak is nie 'n opsie dat ek myself 'n kind van God noem en nie daar is en wil wees waar elke kind van God behoort te wees nie. Ons is besig met die verbondsverhouding wat God met die volk by die berg Sinai gesluit het. Ons gaan vanmôre stil staan by die laaste klompie wette wat grootendeels handel oor respekteer ander en lewe met hulle in waardigheid. Ek wil jou nooi om die woord van die Here oop te maak vir die laaste keer by Exodus hoofstuk 20. God begin hierdie belangrike verhoudingsgesprek met die volk Israel deur die stem van Moses by 'n plek 3 maande nadat hulle as slawe uit Egipte verlos is. En nou lees ons, begin die Here en hy sê, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En dan fokus ons vanmôre by die laaste klompie wette en ek gaan dan voort in vers 12. En hy sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En fokus ons by die 5de gebod dan, wat handel oor eer jou vader en jou moeder met die belofte dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Eer jou vader en jou moeder sou by baie mense die vraag laat onwillekeurig opkom, wie sou dit hier inskryf? Sou daar nie meer belangriker mense wees naas God soos jou regering, jou leiers of iemand wat jy moet eer wat belangriker is as bloot net jou pa en jou ma nie? Het hierdie gebod regtig hierdie prominente plek nodig? Eer jou vader en jou moeder is belangrik. Dis so belangrik
dat God 'n belofte heg aan hierdie wet. As hy sê dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou, en ek wil in hakies skryf, sal gee. Omdat die volk op hierdie stadium nog niks het van 'n land nie. So met ander woorde, dis belangrik om hier stil te staan, en is interessant dat ons nou by Moedersdag vanmôre hieroor moet praat, dat die Here vir die kinders van die volk sê, die nuwe geslag, want hy het geweet hierdie ou geslag gaan nie in die land gaan die land nie in besit neem nie. Maar hy sê dit vir die kinders, en hy gee hierdie belofte, dat jy sal lank bly in die land waarheen jy op pad is. So met ander woorde, dit wat die Here van die volk se kinders vra, se uitkoms is in die toekoms. Israel was as volk vry van slawerny, met rykdom wat hulle by die Egiptenare afgeneem het, as Eksodus hoofstuk 13 en 14 lees, maar 'n volk sonder 'n land. 'n volk sonder iets wat vir hulle 'n blywende toekoms vestig. En nou kom die 5de gebod. As jy in die land wil bly, respekteer jou ouers. As jy 'n toekoms wil hê, maak seker dat jy na jou ouers luister. Iemand het gesê, terwyl die vader vir sy seentjie sê, my kind, jy moet seker maak dat jy my voetspore volg. Dat die seentjie na sy vader toe draai en vir sy vader sê, papa, maak seker dat jy reg trap, want ek volg jou spoor. Jy sien, om respek te hê vir jou ouers, begin nie by die kind nie. Maar respek vir jou ouers begin in die manier hoe jy jou kind begelei, sodat hy 'n toekoms kan hê. Jy moet sien, indien die jong geslag sou opgroei, sou hulle die nuwe dinge sien, en dis wat belangrik is, hulle sou na die volke toe gaan, en hulle sal die nuwe dinge sien, wat die volke van die omgewing doen, en dit sou hulle aandag trek. Ek weet nie of julle kon onthou toe julle klein was nie. So lekker dit was om die dinge buitekant die huis te beoefen. Want jy sien, jy kom op 'n plek waar jy groot word en jy dink dat hierdie goed buite die huis baie beter is as die boring goed wat jou pa en jou ma jou leer. Jy kry mos sulke so slim ouderdom, né? En die Here sê vir hierdie jong geslag, as julle so opgroei, gaan die plek waarheen ek julle stuur, wat julle sou by bly, julle gaan dinge sien wat julle aandag gaan trek, want die ander volke doen dinge op 'n ander manier. Vinnig sou dit wat hulle geleer het by hulle ouers oudtyds en bekramp klink, teen hierdie nuwerwetse dinge wat hulle leer. Hulle sou die waardes wat hulle ouers hulle geleer het, wil begin eenkant toe skuwe en na hierdie nuwer en hierdie moderner dinge soek. En vergeet van wat hulle ouers hulle geleer het en die waardes wat hulle gehad het, wat hulle gebring het tot waar hulle vandag is. Ons besef nie as kinders
dat jy's hier omdat iemand jou tot hier gebring het. Dit is amper soos die kind wat lag vir sy ma met sy nie kan op die selfoon werk nie. Toe sê die ma vir die dogtertjie, onthou wie het jou geleer met 'n lepel eet. Jy sien, hulle is hier en hulle besef nie dat hulle hier is, dat die waardes en die lekker dinge wat hulle wil aanvaar en die oudtydse goed van die ouers wil een kant toe skuif, dat hulle eintlik deur genade is wat hulle is. 'n Volk wat sy waardes en sy geskiedenis vergeet, sal sy geskiedenis herhaal. En dis seker een van die belangrikste goed wat jy as 'n jong kind kan leer. En dis om te onthou van waar jy gekom het en te weet hoe en wie jou tot hier gebring het. Waarom is dit vanmôre vir ons belangrik? Kom ons kyk maar na ons volk as voorbeeld. Die plek wat God in ons land en in ons lewens gehad het. Dink maar, en ek wil nie terugdink, ek wil nie ons moet teruggaan na die ou dinge toe nie. Daar's baie verkeerde goed en daar's baie verkeerde goed vandag. Maar dink maar net oor die prominente plek wat God in ons skole, in ons parlement, in ons daaglikse besigheidswêreld gehad het. Die morele waardes wat ons geleer het, wat ons anders gemaak het. Sonde waarteen ons gewaarsku was. En hoe maklik dit vandag goed gepraat en verander kan word. Wat het van hierdie waardes geword? En ek moet vandag vir jou eerlik sê, ek is van mening, dat alhoewel ons kinders keuses maak, ons ouers ook verantwoordelikheid moet vat. Omdat ons nie soos Josua vir my huis gesê het, ek en my huis sal die Here dien nie. Ek sal verantwoordelikheid vat vir hoe my huis lewe. Die waardes van ons ouers is geruil vir nuwerwetse maniere van ontwikkelde lande wat nie meer so oudtyds oor goed moet dink nie. Weet jy wat, kom ons gee so 'n bietjie ruimte dat ons met bietjie nader aan die verkeerde en aan die sonde kan beweeg en moet tog nie, wat is die Engels, 'n wet blanket of 'n party pooper wees. Wat my altyd van al die lekker dinge wil weghou. Want die nuwerwetse dinge is in 'n ontwikkelde land en dis hoe die nuwe geslag dink en reageer. Maar helaas is hierdie ontwikkelde lande en hierdie nuwe denkwyse waarin ons kinders ingeploeter in word en ons nie vir hulle die riglyne gee nie, is eintlik waar God nie meer plek het en waar die ou waardes nie meer gehandhaaf word nie. Ons kan so maklik laat verbygaan dat ons kinders die gemors leer in skole van evolusie. En dat ons in die skole geleer word en dat daar vir hulle gedruk word om te aanvaar dat jy kan maar saam met 'n moslim leef en jy kan maar saam met hom aanbid, want dit is maar die ander paadjie op na dieselfde God. Hulle word gebombardeer by ons skole en hulle word gedwing om by toilette in te gaan wat nou unisex is. Jy sien, hierdie nuwe wetse wêreld waarin ons kinders lewe, het nie plek vir God nie. En dis waarom hierdie gebod so belangrik is.
Dis hoekom ek steeds sal bly by die gelofte wat gemaak is op 16 Desember. Waar daar gesê is, Here, as U ons sal bewaar, ek my kinders hiervan sal leer. Nie dat God gekies het tussen wit en swart nie, maar dat God 'n plan en 'n opdrag gehad het vir die mense wat daar die gelofte gemaak het om in hierdie land te bly en 'n merk te maak. Wat het ons gedoen? Ons het hierdie dag verander in 'n vakansiedag. In 'n dag waar ons alles doen, behalwe om terug te gaan en ons eertydse belofte in herinnering te roep. Wat kom dit op neer? As die familie vernietig word, word die nasie vernietig. En ek dink nie ek het nodig om uit te brei om vanmôre vir jou te sê, dat ons maar na ons eie nasie kyk en ons sien hoe ons eie nasie ten gronde gaan. En die bron van hierdie nasie wat te gronde gaan, is dat iets en iemand het in die familie gekaap. Ons het ons monde vol oor kapings en oor al die goed wat die hedendaagse regering mee besig is. Maar ek wil vir jou sê, ons het toegelaat dat iets en iemand ons families kaap. Ons families is nie meer op die plek waar dit moet wees nie. Dink maar aan die familiebande. Die saam eet om die tafel, voor TV. Die huisgodsdienst, die saam kuier. Die saam speel teenoor die moderne vermaak en die leefwyse van moderne gesinne. Ons eet voor die TV, met elkeen sy selfoon op sy skoot. Kyk wat sê hierdie gebod. Eer God en eer jou ouers. Dis die pad van behoud. Ouers, ons moet vir ons kinders weer veilig plek maak. En kinders, ons moet leer dat hulle nie sommer net mislik is of net oudtyds is nie, maar dat hulle foute gemaak het wat hulle wil keer, jy en ek nie moet by uitkom nie. Eer God, eer jou familie. Dis die pad van behoud. Die volgende klompie wette wil ek saamvat. In vers 13 as hy sê, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie. Dis die volgende 4 wat nou handel oor my verhouding met ander. Die eerste klomp handel, my verhouding met God, my verhouding met my familie, en nou gaan dit oor my verhouding met ander. Wet 6 sê, eer 'n ander een se liggaam en sy lewe. Hê respek vir die waarde van iemand se lewe. Nou kan ons maklik vir mekaar sê, ja, maar ons pleeg nie moord nie. Jy het nie nodig om moord te pleeg, om hierdie verhoudingswet te breek nie. Jy het net nodig om die slegste vir hierdie persoon toe te wens, wat eintlik daarop neerkom dat jy sy lewe nie respekteer nie. Jy het nie nodig om dood te maak nie. Jy het nie nodig om die daad te pleeg nie. Die 7de wet sê, eer verhoudings, huwelike en beloftes. Eer jou eie en eer ook 'n ander een se. En nou kan ons weer sê, maar ons pleeg nie egbreek nie. Ons het onsself nie skuldig gemaak aan hierdie gruwelike sonde nie. Maar wat gaan my kop aan? As ek rondkyk.
Die 8ste wet sê, ek mag nie steel nie, en daarmee sê die Here, eer jou naaste se besittings. Hê waarde aan wat ander voorgewerk het. Ek het gister, terwyl ek aan diens was, daar rondgestap, en ek kry 'n ou daar in een van die lokale, en hy's besig om een van sy speletjies op sy rekenaar af te laai. En ek sê vir hom, meneer, dit is nie die pad wat jy kan loop nie. Nee, maar hy het toestemming om hierdie ding te doen, want hy het gevra, hy wil sy rekenaar opgradeer, en nadat ek nou skakel sy rekenaar opgradeer, ek sê, maar jy gradeer nie jou rekenaar op nie. Jy is besig om 'n game af te laai van etlike gigabytes. Hê respek vir ander ou se goed, en die waarde wat ander mense daaraan heg, om vir jou iets te bied, wat jy nie het nie. Steel beteken nie, jy vat iets van iemand in fisiese goed nie, is eer sy besittings. Hy het hard gewerk. En om dit sommer te laat wegraak, of dit te vernietig, of seer te maak, of skade aan te doen, is net so groot as wat jy dit steel. Die 9de wet sê, geen valse getuienis nie, eer die ander ou se reputasie. Eer sy liggaam, eer sy huwelik, eer sy besittings, eer sy reputasie. En hierdie 4 wette kan so maklik net verbygaan, en ons selfs soos die Fariseërs in Matteus 5 vir die Here sê, maar ons is nie skuldig aan hierdie dinge nie. Alles gaan oor eer en respek aan God, en doen aan mense wat jy aan jouself gedoen wil hê. Sien maar, ek praat van 'n vertikale verhouding met God, dan hang hierdie verhouding af van hoe word dit uitgebeeld na my mense rondom my toe. Alles gaan oor respek en doen aan mense wat jy graag wil hê hulle moet aan jou doen. Daar's geen onderskeid tussen mense nie. Behandel elkeen met dieselfde waardigheid en met dieselfde eer. Eer sy lewe, eer sy besittings, eer sy reputasie, eer sy beloftes. Moenie deel word van iets waarin jy skade doen aan dit wat vir 'n ander mens belangrik is nie. Moenie dit van hom wegvat waarvoor hy veg om te hou nie. En dan kom ons by die laaste wet, wat ek die onsigbare wet noem. Want daar's geen manier hoe ek en jy gestraf kan word oor hierdie laaste een, of bevoordeel word. Want om moord te pleeg en om eg te breek en te steel en valse getuie spreek is dinge wat ek doen. En ek kan bewyse wees dat ek hierdie wette breek. Maar hierdie laaste wet is iets wat hier binne in jou plaasvind. Iets wat die verhouding sal beskadig. Omdat jy met passie iets begeer van iemand, wat jou jaloers of afsydig of lelik teenoor daardie persoon maak. En dis waarom die Bybel in die Ou Testament en selfs in die Nuwe Testament baie duidelik is. Waar die Here by 'n paar kere vir die mense sê, dit gaan oor gehoorsaamheid.
Dit gaan nie oor wat jy doen nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid, dit gaan oor verhouding. Ek dink nie ons kan, as ons by hierdie goed stil staan, meer klem lê op die feit dat verhouding hier 'n prominente en 'n alles oorweldigende invloed het nie. Hierdie laaste wet maak iets in jou binneste anders, wat niemand dalk van weet nie, maar wat lei tot dat jy 'n ander man se vrou vat, 'n ander ou se goed vat, vals oor iets oor hierdie persoon sê. Maar dit kom eintlik vanuit hierdie laaste gebod, waar die duiwel in jou hart krap, om jou verhouding met God en met mens te beskadig. As hy sê, eer jou vader en jou moeder, moenie egbreek nie, moenie doodslaan nie, moenie steel nie, moenie begeer nie, of moenie leuns vertel nie. Dan kom hy by hierdie laaste wet en hy sê, dis belangrik, dat jy nie moet iets begeer wat nie joune is nie. Wet 10 se begeer, sê dan eer hulle in die manier hoe jy oor hulle dink en wat jy van hulle besittings dink. Wat God vir 'n ander ou gee en hoe God 'n ander ou seën, dit niks met jou uit te waai. Wat jy nie het en wat 'n ander ou het, is niks met jou uit te waai. Miskien kan die Here jou nie moet toevertrou met dit wat hy vir ander gee nie. Want dit is nie die saak vanmôre nie. Wees versigtig oor hoe jy oor hulle dink en hoe jy dink oor die seën wat God vir ander gee. Die mens is verantwoordbaar, nie vir wat jy doen aan mense nie, maar ook oor wat jy van hulle dink. Jy kan maar Matteus 5 gaan lees. Jesus sê, die mense van die ou tyd sê, maar ek sê. Die mense van die ou tyd sê, dis goed genoeg as jy letterlik net nie dinge doen nie, maar ek sê, dit gaan baie dieper. Dit gaan nie net oor wat jy doen nie. Dit gaan oor jou hart hier binne wat niemand kan beoordeel nie, maar wat 'n bron is van die bose. Jesus lê klem op hierdie gedagte in die Nuwe Testament in Matteus 5 en ek het dit al genoem. Moord teenoor om net jou broer te vloek. Egbreek teenoor te kyk en te begeer. Valse getuienis teenoor laat jou ja ja wees en jou nee nee. Hou by wat jy sê. Wees getrou aan jouself. Diefstal teenoor vertrou God vir alles. Wat interessant is dat God hierdie onsigbare wet plaas. Niemand dit kan bepaal nie. Maar dit gaan oor jou verhouding met God, wat uitloop op 'n verhouding met ander mense. Ek gaan dit weer sê. God gee hierdie laaste wet en hy sê, dit wat jy aan mense doen, hoor mooi, is eintlik wat jy van my dink. Want hierdie verhouding werk uit op. Ons kan vir mekaar baie mooi dinge sê oor wat ons gesindheid is teenoor die Here. En in ons gebede kan ons mooi gebede bid oor hoe ons hom liefhet en hoe ons hom aanbid en hoe ons wat en wat mee besig is, maar wat ons doen en hoe dit uitwerk buitekant toe. Sê eintlik wat my begeerte en my prioriteit en my belange is by hom, van waaruit hierdie verhouding spruit. Want die horisontale verhouding met mense
en die vertikale balk van die kruis, is dit wat Jesus vir die mense sê, neem op jou kruis en volg my. Verbind jou aan my en leef so met ander mense. En dan kan jy my volg. Dis nie die ellendes op jou pad wat ons deesdae sê of altyd sê, dis maar die kruis wat God oor my lewe gebring het. Hier is nêrens is dit ter sprake nie. Inteendeel, God sê, jy moet blymoedig wees as daar swaarte in jou lewe kom, want God het 'n plan. Maar wat die kruis beteken, neem jou kruis en volg my, beteken dat jy kan nie vandag God reflekteer in die wêreld as jy met mense anders te leef as wat jy van God sê nie. Wat is die rede hiervoor? Die essensie is juis verhouding. God wil jou laat besef dat jou verhouding met hom afhang van jou verhouding met mense en andersom. As ek lieg en bedrieg en besteel en al hierdie goed doen teenoor mense, dan sê ek eintlik vir die wêreld, dis my verhouding met God. En die ander kant is net so waar, as ek praat van 'n verhouding met God en dit word nie sigbaar in my lewe nie, dan is daar nie 'n verhouding nie. Jou verhouding met hom hang af van hoe jy met ander mense werk. Ek kan nie praat van verhouding met God as ander verhoudings in my lewe nie uitwerk nie. Die laaste wet is die begin van die breek van al die vorige wette. Want begeerte lei na moord, sal lei tot leuns en sal lei tot egbreek en oneerbiedig teenoor my ouers, en God in 'n blik wil druk om hom verstaanbaar te maak en om met sy naam aan goed te koppel waar hy nie gekoppel wil wees nie, en ander gode hê behalwe die enigste God. Dis alles goed wat hierdie laaste gebod my vasmaak. En as ek dit breek, dan begin ek dat dit maklik word om die ander goed ook oor die muur te gooi. Ek sê die laaste wet is die begin en die einde van alles, en dit sluit die res in. En dit hou die wetsonderhouer vry en verlos. Hoe ek oor mense dink en mense hanteer, is die manier hoe ek God hanteer en oor hom dink. Dit maak my 'n slaaf, of dit maak my vry. En dit hou my vry. En dit hou my verlos. Dis juist die teenoorgestelde wat ek hoop julle al by hierdie stadium verstaan, is dat gehoorsaamheid aan die wet nie daar is dat ek vir God aanvaarbaar word nie. Ek kry nie punte vir die hemel nie. Dis omdat ek sy kind is, doen ek soos hy doen. Dit sny dus die sonde by die wortel af. Indien ek my hart en my gedagtes koester, en terwyl ek my fokus is om vir mense met hulle 'n pad te loop, sny ek sonde by die wortel af. Hy sal geen plek hê nie. Dis waarom Paulus sê in Romeine hoofstuk 6, dat as aan wie ek myself onderworpe, aan hom is ek diensbaar. As ek my lede stel tot beskikking van die sonde, dan is ek diensbaar aan die sonde. As ek my lewe tot beskikking stel van God, is ek diensbaar aan God. En dit sal sonde bring in my lewe of sonde vernietig in my lewe. Dis waarom Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar sou word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe, en ek wil sommer 'n hakkie sit, en van die dood. As jou hart nie bewaar nie, is jou hart die oorsprong van dood en vernietiging. As jy jou hart bewaak, is dit die oorsprong vir lewe.
Die wet van God, of hierdie verhoudingswet, en ek maak klaar, word in 3 dele verdeel. Wet 1 tot 4 gaan oor eer God. Wet 5 tot 9 gaan eer mense rondom jou. En wet 10 gaan bewaar jou hart en bewaar jou gedagtes. God, mense en jyself. Hoor jy wat sê Jesus in die Nuwe Testament toe hy die wet moet herhaal en vra van wat is die groot gebod in die wet in Matteus 22, hy sê met jy Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, dis die eerste die groot gebod, en die tweede, hê jou naaste lief soos jouself. Aan hierdie 2 hang die hele wet. Eer aan God, eer aan my naaste, en respek en eerbied vir my hart en sy gedagtes. Die gevolgtrek. Wanneer jy weer in die Bybel lees van jy moet omgaan met jou kinders, jy moet jou ouers respekteer, jy moet jou huwelik, jou finansies, jou lewenskeuses, moenie wegdeins en dink God wil jou beperk of iets van jou wegneem en jou beoordeel nie. Die wet is nie daar om jou in te perk nie. Sien dit as God se riglyn vir die verhouding. Jy is sy kind en hy gee om dat jy die beste vir jou wil gee. Die grootste kanse, die grootste geleenthede wil hy oor jou pad bring. Hy sê my reëls vir my kinders en nie jou reëls vir jouself nie. My reëls vir jou kinders, as vir jou as kind. Die impak van hierdie geleentheid op die mense teenwoordig was uniek as ons gaan kyk aan die einde na die wet gegee is. Eksodus 19 en Eksodus 20 vers 18 is by beide kante die geskiedenis van die volk met die wet in hoofstuk 20 vers 1 tot 17 reg in die middel. Eksodus 19 vers 24 sê, daarop sê die Here vir hom, gaan heen, klim af, en sê vir Moses, dan moet jy en Aaron saam met jou opklim. Maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om na die Here toe op te klim nie, sodat hy nie teen hulle losbreek nie. En Moses het na die volk toe afgeklim en hulle dit aangesê. Dis alles gebeure voordat God die wet vir die volk gee. En dan kom ons by 20 vers 18, na die wet gegee is. Toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die bassein en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister. Maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Sien, waarvoor is hierdie wet? Die Here sê, ek bring myself in julle midde, en ek stel my standaard, sodat julle nie moet sondig nie. Die teenwoordigheid van God het die volk laat bewe, omdat hulle hom gesien het wie hy werklik is. Kan ons so maklik vandag, omdat ons glo, omdat ons hom gesien het uit sy woord, het so maklik met 'n reg op rug in sy teenwoordigheid instorm en vir hom 'n klomp reëls voorgee en voorwaardes van wat ons sal doen as hy vir ons voorsien dat ons hom sal volg. Moenie die oomblik vergeet toe God homself kom toon het nie. Omdat hy dit juis gedoen het om jou dit te verstaan. Dat hy kom bevestig 'n verhouding. Hy kom gee nie 'n klomp voorwaardes vir die verhouding nie. Dit is gegee sodat julle nie moet sondig sien nie,
omdat julle nie die gevolge van sonde ken nie, en ook nie die gevolge wat sonde op 'n verhouding het ken nie. As ons maar net weet wat 'n skade sonde, 'n verkeerde woord, 'n verkeerde gedagte in ons verhoudings maak met God en met mens, is ek seker ons sal anders te leef. Ek kom wys myself aan julle, sodat julle kan leer wat die gevolge is as julle teen my draai en sonde doen. Laat my heerlikheid die fokus en die dryf wees wanneer julle hierdie liefdesverhouding met my aangaan. Ek sluit af. 'n Oproep, lees die skrif met dit in gedagte. Ek het nie nodig om te weet wat God vra en hoe ek kan lewe sonder dat sonde die verhouding met hom en met my naaste vernietig. Ek het nie nodig om te weet nie. Ek het nodig om sy verhouding met my en my verhouding met my naaste as prioriteit te stel ten koste van wat ek weet en wat ek nie weet nie. My gebed is dat die Here hierdie woord in jou hart sal seën. Dat jy anderster na die wet sal kyk. En wanneer jy by hierdie riglyne kom, dat dit vir jou sal maklik wees, omdat jy in 'n verhouding is. Here, kom ons sit so, dan bid ons. Here, dankie vir u woord. Baie dankie dat ons vanmôre weet, dat u nie vir ons 'n punt uit 10 wil gee, sodat ons vir u aanvaarbaar of nie aanvaarbaar is nie. Dit gaan nie oor 60% om te slaag of 80% vir 'n met lof slaag nie. Dit gaan vanmôre oor hoe belangrik verhouding vir my is. En waar ek my sien in verhouding met u en in verhouding met ander. As ek nie verhouding met u het nie, dan sal mense rondom my geen waarde hê nie. As mense nie vir my belangrik is nie, dan moet ek vanmôre erken dat u ook nie belangrik is nie. Want Here, hoe kan ek praat van 'n liefde en respek vir God, en wanneer ek dit moet lewe, ek ander mense behandel asof hulle gemors is? Asof ek geen respek het vir hulle nie, geen waarde vir hulle besittings nie. Daarom kom bid ek vanmôre, Here, dat ons weer 'n prentjie sal kry van wie u is. Here, dis 'n vreesaanjaende gebed om vir u te vra, kom toon my u self. Want ek weet, Here, dat as ek u gaan sien soos u is, dan gaan u vir my wys hoe ek is. Maar Here, daar is geen ander manier hoe ons nader aan u kan kom en nader aan ons naaste kan kom, as u nie vanmôre u self in ons midde kom openbaar nie. Ons eer u vir die woord, ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.